In die tuin van Josef van Arimathea is daar 'n graf. Nie 'n toegraf nie, maar 'n oop graf. Jesus het opgestaan uit die dood. En Jesus lewe. En 'n engel uit die hemel dra die boodskap oor. Hy is nie hier nie. Hy leef. Gaan sê dit vir my broers. Hy leef. Amen. Die feit dat Jesus leef, is ook die hoop en die verwagting waarin ons elke dag kan vashou. Ons aanbid 'n lewende Here. Ons aanbid 'n lewende Here, opgestaan uit die dood, wat die mag van die graf en die dood oorwin het, en wat lewe. Dis die boodskap van die Bybel. Dis die boodskap van Paasfees, dis die boodskap wat ons in die kerk van die Here Jesus verkondig. As dit nie so was nie, dan sou so baie dinge wat ons geleer word in die Bybel eintlik nutteloos gewees het. Want Jesus leef, en dit plaas alles in perspektief ook, as die woord van die Here vir ons sê, as ons sonde bely, Jesus is getrou en regverdig om sonde te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid skoon te maak. Wat 'n wonderlike boodskap. Dis vir my so lekker om dit vir te sê vanmôre, so 'n wonderlike voorreg om dit met soveel mense te kan deel vanmôre. Jesus leef, en hom is oorwinning. Hy is die oorwinnaar oor sonde. Hy is die oorwinnaar oor die mag van die dood. Hy gee ewig lewe. En daarom kan ons vanmôre net van sy goedheid sing. Loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam. Dat alles in die groot heelal op hierdie blye dag, hierdie opstandingsdag van die Here, dat almal die Here loof. Broers en susters, uit die woord van die Here, en neem ek hier vanmôre na Matteus 28. Matteus 28, ons gaan lees verse 1 tot 10, en dan ook verse 16 tot 20. Matteus 28, verse 1 tot 10 en 16 tot 20. Terwyl ons so sit, kom ons sluit die oë, dan bid ons eers saam. Here, ons harte jubel vanmôre, want ons kan vir mekaar in geloof sê, Jesus leef. Die mag van die dood kon U nie vashou nie. U het die oorwinning behaal. U het aan die kruis op Golgotha vir ons sonde die prys betaal. U het die dood ingegaan. Maar Here, U het die dood oorwin. Die straf op die sonde het U oorwin. En in U is daar lewe. En vanmôre, Here, is ons as gemeentes en as gelowiges, Heer Koppies, by mekaar om aan U al die eer te bring, die lof, die dank, die aanbidding, want U is 'n lewende Here en ons hoop en ons verwagting is in U. Daarom kon ons ook vanmôre sing, hoor jy die Paasfeesklokke, 'n jubel van vroegdag af. Die Here het opgestaan. Here, wanneer ons vanmôre hier by mekaar is, dan weet ons aanbid 'n lewende Here. Wanneer ons huis toe gaan, Here, dan weet ons, rondom ons is 'n wêreld wie U nie ken nie. Daar's baie mense rondom ons wie U nie ken nie, wie U nie wil ken nie, wie weet van U, maar ken U nie. En daarom, Here, is dit ons opdrag, en ons hoor dit vanmôre, en ons neem dit ter harte, om aan al die mense rondom ons te gaan vertel van 'n opgestaane Here. Soos U vir die vroue gesê het, gaan sê dit vir my broers, die disippels, die kerkplanters en jare wat daarna sou kom. Gaan sê vir hulle, ek leef. Sê U vir ons vanmôre, gaan sê ek leef. Here, dankie vir ons saam wees vanmôre. Dankie
Vir die twee gemeentes in Koppies wat in die tyd so saam kan wees rondom baie dinge. Dankie Here dat ons almal opgewonde kan wees oor die koms van 'n nuwe lewe aan 'n weltevrede gemeente toe. En ons bid uit ons hart uit vir Dominee Steven en sy vroukie Noulie, vir hulle oorkoms hierheen, vir hulle bediening hier. Vir ons bedieninge saam in Koppies, op soveel terreine waar ons dinge saam doen as gemeentes en mekaar ondersteun, mekaar bemoedig, en saam met mekaar op pad loop. Here, ons is intens opgewonde en dankbaar vir die tyd wat voor lê. En glo dat alles sal wees tot U eer en verheerliking. Here, wanneer die skole weer hierdie week begin, bid ek vir die kinders wat terug gaan skool toe, die studente by die universiteite, die onderwysers, die dosente, die ouers, almal van ons Here. En wanneer die aktiwiteite van die gemeente so weer aan die gang kom en daar baie aksies is, Here, wat geneem moet word, besluite wat geneem moet word, aksies wat gedoen moet word, vra ek net U seën daaroor. Alles is in U hande. Ons dra mekaar as gelowiges, as geloofsgemeenskap in Koppies aan U op. En ons bid vir mekaar en ons neem mekaar se hande, Here, want alleen kan ons nie die pad stap nie. Ons wil dit ook nie eers waag nie. Ons het U nodig, maar ons het ook mekaar nodig. En help ons, Here, om as geloofsgemeenskap U as die lewende Here te dien en te aanbid. Seën ons vanmôre, se lees en verkondiging van die woord. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters, uit die Bybel lees ons vanmôre Matteus 28, begin by vers 1. Die opskrif Jesus het opgestaan. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, dit is wat ek vir julle moet sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. En dan vers 16, dit is wat ek nou net by vers 10 gelees het, in vers 16, 40 dae verloop. Vers 16 kom ons by die geleentheid waar die Here Jesus besig is op die punt van die hemelvaart. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Tot sover mag die Here hierdie woord aan ons harte seën.
Broers en susters, ons teks vanmôre is Matteus 28 vers 10 uit daardie gedeelte waar die vroue haastig gaan om te gaan vertel vir die disippels, en skielik staan Jesus daar en sê vir hulle, gaan sê vir my broers. Gaan sê vir my broers. Broers en susters, kan u indink die gemoedstoestand van die vroue daar die eerste Paasoggend nadat Jesus begrawe is. Ek dink dit was maar 'n klompie morbiede dames by mekaar. En ek dink die disippels daar waar hulle in die boventrek daar by mekaar was ewe morbied. Want pas van tevore is Jesus gekruisig, hy is doodverklaar, hy is begrawe. Hy wat hulle heiland en heelmaker was. Hy wat hulle hoop, hulle anker, hulle hele lewe was. Hy op wie hulle vertrou het. Hy leef op hierdie môre, Paasoggend, maar net in hulle herinneringe voort. Eintlik wat 'n tragedie. En daarom kan ons indink dat hierdie vroue nou nie juis 'n gloeiende verwagting gehad het toe hulle na die graf toe gegaan het nie. Die vraag in hulle hart was waarskynlik, wat hou die toekoms nou vir ons in? Ons wat saam met die Here Jesus se pad gestap het, nou is hy dood. Wat hou die toekoms vir ons in? Nou geliefdes, ek begin met hierdie iets wat negatiewe deel, omdat hierdie gemoedstoestand van die vroue baie keer typies is van die gemoedstoestand van baie mense in vandag se tyd. Daarom nodig dat ons op hierdie môre helder en duidelik sal hoor en weer vir mekaar sal sê, Jesus leef, hy is nie dood nie, hy leef. Daar is 2 faktore wat ek vanoggend graag aan die orde wil stel. Die een is die algemene gemoedstoestand van baie mense in Suid-Afrika. Is tans redelik neerdrukkend, om verskeie redes. En ek gaan dit nie net om die hoë petrolprys van 'n paar dae terug nie. Daarby, baie mense ken die Here net as 'n vaag herinnering. Ja, hulle weet van hom want ergens het hulle van hom gehoor. Ja, hulle lees selfs die Bybel en glo alles as die waarheid, maar eintlik, in baie mense se lewens is ongelukkig so, is die Here vaag. Want die feit dat God leef, beïnvloed nie mense se lewens nie. Vir baie is Jesus slegs 'n historiese figuur, 'n beeld uit die verlede, met aan die uiteinde 'n verwagtinglose geestelike lewe. En geliefdes, presies hieroor wat die Heilige Gees vanmôre op hierdie blye opstanding Sondag met ons praat. Wat is ons, wie hier in die kerk is, se geestelike verwagtinge? In terme van ons toekoms, wat is ons mikpunte? Ek het dan ook gesê, die vroue het waarskynlik nie geweet wat wag op hulle nie. Ons, wat wag op ons? Wat is ons toekoms? Tot waar wil ons groei in ons geestelike lewe? Kom ek gebruik 'n redelike snaakse beeld. As daar vanoggend, met respek gesê, 'n engel uit die hemel sou kom, en 'n wêreldwye aankondiging sou maak, God het sopas gesterf. Die hemel is leeg. Wat dink jy gaan baie mense se reaksie hierop wees? Kom ek sê vir u, baie gaan met hulle lewe voortgaan net soos van tevore. Amper dieselfde met die vroue by die graf, voor die Engelse aankondiging. Hulle het by die Jesus van Goeie Vrydag vasgehak. Vir hulle was Jesus dood. Maar God dank, toe kom daar 'n revolusie in hulle lewens. 'n Engel uit die hemel kom met 'n blye aankondiging. Jesus is nie hier nie. Hy het uit die dood opgestaan. Hy leef.
gaan sê dit vir sy disippels. En skielik handomkeer ontdek hulle 'n ander God, die God van die opstanding. Die God van bruisende, nimmer eindigende lewe. Hulle lewens was dan nooit weer dieselfde nie. Alles het vir hulle nuut geword en hulle groei in 'n lewende in 'n verhouding met die lewende Here en hulle aanbid hom as die God van verlossing. En so geliefdes wil ek vanmôre kortliks 4 kosbare waarhede uitlig. In die eerste plek, deur die opstanding van Jesus leer ons wie God regtig is. Dat baie duidelik. Hy is die God van verrassings. En daarom is hy die God van hoop. Let op, hierdie vrou het net een gedagte in hulle koppe gehad, hulle meester is dood. En die volgende oomblik hoor hulle hierdie verstommende woorde, nee, julle is verkeerd, hy is nie dood nie, hy leef, hy het opgestaan, 'n engel uit die hemel sê dit vir hulle. En dit, broers en susters, is presies hoe God werk en hoe God is. Hy doen ver bo wat ons dink of droom of hoop. Hy wil ons oorrompel met die allerbeste uit die keur van sy genade. Hy wil ons bederf met ongevraagde seëninge wat hy mildelik vir ons uitstort. Dat baie Bybelse voorbeelde wat ek vir julle in dieselfde trant kan doen. Dink maar aan Handelinge 16, Paulus is in die tronk. Skielik skud die fondamente van die tronk en die boeie gaan los en die deure gaan oop en Paulus wil stap uit. En die wagte is verbaas. Dink aan Johannes 11, Lazarus is dood, het al 4 dae dood. En Jesus maak hom lewendig. Maniere waar God werk wat buite ons menslike denkwyse is. En so kan ons vanmôre hoor, gelowiges, u en ek, hoef nooit moed op te gee nie. Al kom uitkomste dalk nie altyd so vinnig nie, maar daar waar jy dalk moedeloos voel oor 'n ding in jou lewe, dalk oor 'n sonde in jou lewe, daar waar jy dalk met dinge in jou lewe worstel, daar waar daar donker dae op jou pad kom, weet net, Jesus leef en ons leef met hom. Dood, wie sou vir jou nog bewe, sê die apostel Paulus. Die tweede gedagte wat ek uitwys is die God van Pasen. Die God van Pasen wat ons tema vanmôre is onwrikbaar getrou. Ons weet mos reeds dat die gebeure van Paasfees die vervulling is van God se beloftes reeds uit die Ou Testament. So het God oor al die eeue heen getrou gebly. Nooit, maar nooit laat God die werk van sy hande in die steek nie. Dit sê Psalm 121 baie duidelik. En die verniet sê Paulus Handelinge 13 vers 32 en 33 dat toe Jesus uit die dood opgewek is, God se belofte aan die voorvaders vervul is. En ja dan, omdat God nog altyd gedoen het wat hy beloof het, kan ons ook vanmôre onvoorwaardelik met ons lewe vertrou. En die derde gedagte is, Jesus se opstanding dwing ons op ons knieë neer. En so wonderlik vir my, tydens al die groot oomblikke in Jesus se lewe was daar getuies teenwoordig. Net mooi op wat ek vir julle sê. By sy geboorte was daar getuies. By sy doop was daar getuies. By die wonderwerke wat hy gedoen het, was daar getuies. Op sy lydensweg, by sy kruisiging, met sy hemelvaart was daar getuies. Maar by sy opstanding uit die dood was geen mens teenwoordig nie. Sy opstanding gebeur daar in die verborgene, in die heiligheid, sodat dit maar net deur ons geglo kan word. En so geliefdes, dwing die oopgraf van die Here Jesus ons as Paasfeesgangers vanmôre op ons knieë. Ons is ook mos wat geneig om te sê, sien is glo, maar nie in hierdie geval nie. Maar ja, waarlik, om die opstanding van Jesus te glo, moet ons harte breek
vir die skrifgetroue getuienis daaroor. Ons moet klein word voor die almag van 'n lewende God. Ons moet ons vertroue vir tyd en ewigheid plaas in die opgestane Jesus, bloot eenvoudig net omdat ons die waarheid van die Bybel hieroor glo. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Jesus is nie in die graf nie. Jesus leef. Gaan sê dit. Vierdens, binne die konteks van die opstanding van Jesus in die dood, en as gevolg van die opstanding van Jesus in die dood, sê hy nou, en sê ons vir mekaar, ga na al die nasies toe, kyk, en sê vir hulle, kyk, ek is by julle. Jesus se laaste woord aan sy disippels by die hemelvaart, ga na almal toe, maar weet, ek is by julle, al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En dis die wonder wat ons as gelowiges ook hier in Koppies al vir so lank belewe. God is by ons. Hy is by ons al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hy is by elkeen van ons in moedergemeente. Hy is by elkeen hier in Weltevrede. Hy is by elke gelowige in Koppies. En so het ek ook weer voorsien vir hierdie Weltevrede gemeente in 'n bediening van die woord. Maar ons het 'n opdrag. Hierdie opdrag is ons nie moeilik om te verstaan nie. Hoe moeilik kan dit wees? Hier het vir Abraham met Jesus gesê, in jou nageslag sal die wêreld geseën word. En nou van hier het God steeds 'n plan en gedagte. Opstanding, Pinkster wat op hande is, aksieplan, gaan en sê. Kyk maar na die boek Handelinge. Ons lees daarin van die krag van Jesus se opstanding. Die kerk brei uit na nasies toe. Paulus onderneem sendingreise. Die boodskap van verlossing in Jesus Christus moet alle mense van alle kulture en alle volke bereik. Dis die boodskap. Ons kan nie maar net aanvaar wat God vir ons gedoen het en dan daaroor stil bly nie. Ons moet gaan sê. En dan natuurlijk die ewe wonderlike. In ons krag kan ons nie die werk doen nie. Hoef ons eers te probeer nie. Ons krag lê in Jesus. Die opgestane Here, die lewende Here. Hy het gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Daarom gaan, want kyk, ek is met julle. Ek is die lewende Here. Ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Weet jy, hy is ook vandag met ons. Ook nou wanneer die huis toe gaan. Ons kan weet, ons is steeds in hierdie al die dae waarvan Jesus self gepraat het. Dink maar net, broers en susters, hoeveel mense woon in, kom ons sê maar, 'n radius van 10 kilometer rondom hierdie kerk. Kom ons wees eerlik, omdat Jesus leef, is daar hoop in alle opsigte, vir almal wat in geloof na hom toe kom. Al kyk ons daar na iemand en skryf ons iemand af uit ons menslike oorwegings. God skryf nooit af nie. God is getrou. Omdat Jesus leef, hoef ons nie soos die disippels agter geslote deure weg te kruip nie. Omdat Jesus leef, kan ons ook hier in hierdie gemeenskap deel wees van 'n lewende kerk, lewende gemeentes, wat nie verward en ontreddend by 'n toegraf staan nie, maar kan wat staan vir 'n oop graf en weet Jesus leef. Ons kan juig in die oorwinning. Dis nie net 'n rugbyspan wat oorwinning span nie. Christene behaal die ewige oorwinning. Jy te sê, ek is in Jesus se span. Jesus leef en ons met hom. Gaan sê dit vir my broers. Is Jesus se eie woorde.
Mag die Here ons help. Amen. Hemel Vader, op hierdie blye dag, juig ons in U naam. Wil ons onsself verbind om te leef tot die eer. Wil ons ten volle aan U oorgee. Want uit U en deur U en tot U is alle dinge. Here, ons bely vanmôre as geloofsgemeenskap, U is die lewende Here. Die opgestane Jesus. Ons bely vanmôre as geloofsgemeenskap dat ons niks kan doen sonder U nie. Maar saam met die Here pak ons elke stukkie deel van die pad aan in die verwagting dat U met ons is. Here, ons gedagtes is vanmôre by 'n oop graf. Saam met Petrus en ander sou ons daar binne wou gaan kyk, is dit regtig so? Maar ons hoef nie, wat ons weet, die Bybel sê so. En Here, rondom die oop graf, hoef ons nie na die traan te stort nie. Maar te jubel in die oorwinning. Maar dan kom daar die woord. Die woord van Jesus self, toe U die vroue voorkeer. Gaan sê vir my broers. Amen. Gemeente, na die uitspreek van die seën, sal ek ook 'n lied op die skerm verskyn wat ons sing. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met elkeen van ons. Amen.